Goeienaand Magali sig, baie welkom by ons Sabbat-opening. Ek wil vanaand bietjie met julle praat oor ons Sabbat-byeenkomste en wat God van ons verwag tydens hierdie byeenkomste. Voor ons begin, kom ons bid saam. Dankie Here vir nog 'n geleentheid om U liefdevolle naam aan te roep. Dankie dat U ons deur nog 'n week gedra en beskerm het. Seën asseblief die paar minute wat ons saam gaan deurbring. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Christus het gesê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde, Matteus 18 vers 20. Waar daar soveel as 2 of 3 gelowiges is, laat hulle op die Sabbat by mekaar kom, om die Here se beloftes op te eis, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Eksodus 31 vers 13. Diegene wat leidende posisies in die kerk beklee, moet nie hulle fisiese en geestelike krag deur die week uitput, sodat hulle op die Sabbat nie die lewendmakende invloed van die evangelie van Christus in die byeenkoms kan bring nie. Moenie God beroof deur hom op die Sabbat diens te gee wat hy nie kan aanvaar nie. Die mense het julle hulp op die Sabbat nodig. Gee hulle voedsel uit die woord. Bring julle beste gawes na God op sy heilige dag. Laat die kosbare lewe van die siel aan hom gegee word in toegewyde diens. Beide in die huis en in die kerk moet 'n gees van diens gemanifesteer word. Hy wat ons 6 dae vir ons tydelike werk gegee het die 7de dag geseën en geheilig en dit vir homself afgesonder. Op hierdie dag sal hy op 'n spesiale wyse almal seën wat hulle self aan sy diens toewy. Die hele hemel hou die Sabbat, maar nie op 'n lustelose niks doen manier nie. Op hierdie dag moet elke energie van die siel wakker wees, want moet ons nie God en Christus ons verlosser ontmoet nie? Ons kan hom deur die geloof aanskou. Hy verlang daarna om elke siel te verkoop en te seën. Elke een behoort te voel dat hy 'n rol het om die Sabbat byeenkomste interessant te maak. Ons moet nie bloot net uit gewoonte by mekaar kom nie. Kerk op Sabbat is die plek waar ons gedagtes uitruil, daar waar ons praat oor ons ervarings die afgelope week, die plek waar ons uitdrukking gee aan ons dankbaarheid teenoor God. Die Sabbatbyeenkoms is die plek waar ons uiting gee van ons opregte begeerte na goddelike verligting. Om saam met ons broers en susters te aanbid, word ons versterk vir die lewe se beproewings en konflikte. Moet nooit dink dat jy 'n Christen kan wees op jou eie en jouself in jouself terugtrek nie. Elke lidmaat is deel van die groot web van medegelowiges, waar ons lesse kan leer uit mekaar se ervarings. Ons verkry nie 'n 100ste deel van die seën wat ons behoort te verkry, deur saam te vergader om God te aanbid nie. Ons waarnemingsvermoëns moet geslyp word. Gemeenskap met mekaar behoort ons bly te maak. Met die hoop wat ons het, waarom gloei ons harte nie almal met die liefde van God nie? Ons moet na elke godsdienstige byeenkoms kom met 'n sensitiwiteit en bewustheid van God en sy engele wat met sy kinders wil saamwerk. Kweek die gewoonte aan om wanneer jy die plek van aanbidding binnegaan, God te vra om alle kwaad uit jou hart te verwyder. Bring slegs dit wat hy kan seën na sy huis. Kniel voor God in sy tempel en wy jouself opnuut aan hom toe. Jy is sy eiendom, vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus. Bid vir die sprekers van die byeenkoms. Bid dat groot seën mag kom deur die een wat die woord van die lewe moet verkondig. Streef ernstig daarna om 'n seën vir jouself te verkry en 'n seën vir ander te wees. Die plek van aanbidding mag dalk baie nederig wees, maar dit word nie minder deur God erken nie. Vir diegene wat God in gees en in waarheid en in die skoonheid van heiligheid aanbid, sal dit soos die poort van die hemel wees. Die geselskap van gelowiges mag dalk min in getal wees, maar in God se oë is hulle baie kosbaar. God begeer dat sy gehoorsame kinders sy seën sal opeis en met lof en danksegging voor hom sal kom.
God is die fontein van lewe en krag. Wat hy vir sy volk doen, moet elke hart met danksegging inspireer. Dit bedroef hom dat so min lof aangebied word. Hy begeer 'n sterker uitdrukking van sy volk se lofbetuigings, wat wys dat ons besef hoeveel rede ons het vir vreugde en blydskap. Terwyl ons aangespoor word om nie die onderlinge byeenkomste na te laat nie, moet hierdie byeenkomste nie bloot vir ons eie verkwikking wees nie. Ons moet met groter ywer geïnspireer word om die vertroosting wat ons ontvang het mee te deel. Al leef ons daagliks in hierdie wêreld van droefheid, teleurstelling en sonde, verlang die Here dat ons op sy heilige dag vrolik en sterk in sy krag moet wees. In ons gelaatstrekke, ons temperament, in woorde, in karakter, moet ons getuig dat die diens van God goed is. Dis verkondig ons dat die wet van die Here volmaak is. Dit verkoop die siel. Die kerk van God op aarde is een met die kerk van God in die hemel. Gelowiges op aarde en die wesens in die hemel, wat nog nooit geval het nie, vorm een kerk. Elke hemelse intelligensie stel belang in die gemeentes van die heiliges wat op aarde bymekaar kom om God te aanbid. In die binneste voorhof van die hemel luister hulle na die getuienis van die getuies vir Christus in die buitenste voorhof op aarde. En die lof en danksegging van die aanbidders hieronder word opgeneem in die hemelse loflied. En lof en blydskap weerklink deur die hemelse howe, omdat Christus nie te vergeefs gesterf het vir die gevalle seuns van Adam nie. Terwyl engele uit die fontein drink die heiliges op aarde van die suiwer strome wat uit die troon vloei, die strome wat die stad van ons God bly maak. Ag, as ons almal die nabyheid van die hemel tot die aarde kon besef. Wanneer die aardgebore kinders dit nie weet nie, het hulle engele van die lig as hulle metgeselle. 'n Stille getuie bewaak elke siel wat leef, en hulle verlang om daardie siel na Christus te trek. Solank daar hoop is, totdat mense die Heilige Gees weerstaan tot hulle ewige ondergang, word hulle bewaak deur hemelse intelligensies. Laat ons almal in gedagte hou, dat in elke vergadering van die heiliges hieronder, engele van God teenwoordig is, wat luister na die getuienisse, die liedere en ons gebede. Laat ons onthou dat ons lofprysings aangevul word deur die kore van die engeleskaar daarbo. Dan, terwyl ons van Sabbat tot Sabbat bymekaar kom, sing lofliedere tot hom wat ons uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy eie bloed. Laat die liefde van Christus in eenvoudige taal uitgedruk word in elke loflied. Laat die inspirasie van die Gees van God ons gebede dikteer. Soos die woord van die lewe gespreek word, laat ons hartlike reaksie getuig dat ons die boodskap hoor, asof 'n stem uit die hemel dit spreek. Dit sal 'n dankoffer aan God wees vir die brood van die lewe wat aan die hongersiel gegee word. Hierdie reaksie op die inspirasie van die Heilige Gees sal 'n krag vir ons eie siel en 'n bemoediging vir ander wees. Dit sal 'n bewys lewer dat daar in God se gebou lewende stene is wat lig uitstraal. Kom ons bid saam. Dankie Heer vir hierdie pragtige en bemoedigende woorde waarna ons gekyk het vanaand. Laat die Heilige Gees tot ons harte en verstande spreek, en wees U asseblief die naprediker, waar ons môre na U huis gaan, om U, ons Skepper en Verlosser te aanbid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.